Goeiedag en baie welkom by hierdie week se episode van C'est la vie. Jy is so welkom hier saam met ons. Baie welkom Koos. Dankie Gerard. Gaan dit goed met jou? Baie goed Gerard. Ons het in ons tuin gistermiddag na die kerk net so 'n groot skilpad het na ons toe gekom en ek kon hoor hoe vra hy vir water. Hy drink 2 hondebakke vol water leeg uit ons hand uit. Eet 2 kroppe slaai, 3 wortels, klomp vetplante in die tuin, 'n appel en toe het klaar is, kruip hy onder ons blomme in en hy slaap tot vanoggend. Arme ding. Is so mooi. Hy het homself nou trommeldik gevreet en toe gaan slaap hy. Lekker middagslaap. Ja, dit is wonderlik. So jy het 'n vervullende Sondagmiddag gehad. Ja, dan sit nou daar ingesit. Mense wou hom eers daar bo nou maar gaan los, maar toe sê iemand vir ons nee, van die plaaslike bevolking eet die skilpaaie geweldig. Gee hom maar kos en kyk wat julle kan doen en miskien sal ons nou maar sien wat om te maak. Sy. Wat het julle al vir my naam gegee? Ignatius. Sy. Ignatius, ek hou baie daarvan. Ons is besig met hierdie reeks, die wapenrusting van God, en ons noem die reeks aangetrek vir die lewe. Nou, ons het gister gesê, dit is, en wat ook Saterdag gebeur het, toe ons by die stap aankom, of eintlik net na die doop, toe wil ons gemeente stap hê, en toe begin het verskriklik te reën, en dit is nogal heel toevallig, jy weet, jy staan daar en jy het nie 'n sambreel nie, en dit was so amper ook 'n mooie metafoor van wat hierdie reeks ons nou toe nooi, om te sê dat ons moet gereed wees. Ons moet gereed wees vir hierdie wêreld, hierdie oorlog, wat enige oomblik in jou lewe net kan, wat woed in ons lewens elke dag. Ons moet reg wees daarvoor. En dit is wat Paulus hier doen met hierdie metafoor wat hy gebruik as hy praat van die wapenrusting van God. En ek sien dit al so in my geestesoog, die prentjie van hoe Paulus daar onder huisarrest sit, hy's vasgemaak, vasgeboei aan 'n Romeinse soldaat, en hy is so besig om hier te skryf, en ek seker of van, jy weet, hulle het nie die hele tyd gepraat, die twee wat so vasgemaak is aan mekaar nie, mense woorde raak nogal op, en dan, op 'n stadium dink ek, hy sit so al terug, en hy kyk so na hierdie soldaat se wapenrusting, en hy kyk na elke deel, en hy sien hoe daai helm werk saam met die borsplaat, en die borsplaat word vasgehou by die gordel van die waarheid, en hy kyk na die sandale, en hy kyk hoe hierdie ding geontwerp is, om hierdie soldaat se lewe te red, in 'n oorlog, en hy dink seker by homself, hierdie is 'n briljante metafoor vir wat ek hier wil skryf. En hier begin hy te skryf, en hy sê, jy weet, hierdie gordel van die waarheid is die ding wat alles bymekaar hou. Die borsplaat van geregtigheid word vasgehou deur die waarheid. En net so 'n wonderlike prentjie wat hy het. Maar Koos, ek het al gehoor, dat mense sal byvoorbeeld, en met baie goeie bedoelinge, en ek dink nie dit is 'n slegte ding om te doen nie, om te sê dat ons gaan nou, byvoorbeeld hulle sal woorde gebruik, soos ons gaan nou in 'n tyd van geestelike oorlogvoering in, ons moet nou die wapenrusting aantrek. En dan bid hulle, Here, ons sit nou aan hierdie borsplaat, en ons weet, en dan bid hulle die ding deur, asof hulle nou in 'n oorlog ingaan, en daarom moet hulle nou in die oomblik die wapenrusting aantrek. Maar eintlik is Paulus besig om hier vir ons heeltemal iets anders te gee. Kom ons gesels 'n bietjie oor dit. Ja, ek dink dit is baie belangrik, Gerard. As jy daardie magiese verstaan van hierdie gedeelte het, dan gebeur vreemde dinge. Dan wend jy jou 'n soort van 'n spaarwiel of 'n noodding vir die groot oomblikke van die lewe, of dit, asof jy sê, nêrens anders in die Bybel praat hy van hierdie spesifieke ding nie. Ek het al gesien dat mense sê, goed nou, voordat ons nou gaan, sê nou maar in 'n diens in, ons moet nou eers aantrek, asof jy dit nou kan doen, en dan moet jy dit fisies sê, nou trek ons dit aan, en dan nadat hulle dit aangetrek het, begin hulle met die duiwel praat. Satan, ek sê nou vir jou hierdie swaard, en ek sê nou vir jou dit. Ek weet nie of ek so 'n voorbeeld in die Bybel kry, asof hulle sê, nou is ons daar in die oorlog, nou gaan ons na die duiwel toe en ons praat met hom. Ek dink nie Paulus praat so daar oor die oorlog nie. Hy sê, jy
voer hierdie oorlog terwyl jy bid. En om met die duiwel te praat is nie bid nie. Terwyl jy bid, so hy praat eintlik van jou wandel met die Here. Hy praat hier net op nog 'n manier van hoe lyk 'n Christen se toewyding en lewenswandel. Hy vat wat oral in die hele Nuwe Testament en selfs Ou Testament staan en verpak dit net in nog 'n aangrypende metafoor. Soos wat daar baie ander metafore is, soos die metafoor van 'n boom. Jy's een wat moet groei en vrugte moet dra, maar die metafoor van 'n wynstok wat Christus is, maar onthou jy's net die loot, jy moet al jou goed by hom kry. Die metafoor van lig wat moet in donkerte skyn. Daar is ek probeer nou dink aan wat se metafore daar nou nog is metafore van atletiek, jy moet op 'n manier hardloop en oefen. Nou kan ons nie sê, ja, ek voel 'n bietjie moeg, nou moet ek na die metafoor van fiksheid toe gaan nie. Ek moet nou weer bietjie oefen nie. Dis alles net metafore wat oor en oor sekere kernaspekte van ons verhouding met die Here, van ons geloof, hoe ons dinge sien, en van ons toewyding en ons omgang in hierdie lewe praat. As jy hierdie gedeelte eenkant sit, asof hy nou die magiese, kragtige gedeelte is, net voordat jy in 'n oorlogvoeringssessie ingaan. Nou het ons hom gaan oorlog voer. En nou het ons 'n bietjie die magte teruggestoot. Ek dink daar is tye wat 'n mens in 'n diep gebedsoomblik voel, dinge het verander. Maar om die gedeelte dan die ereposisie te gee, dat voordat ons enigsins nou regtig kragtig bid, trek ons nou eers die aan. Hierdie praat van hoe jy in elk geval elke dag moet leef. Dis wat die gedeelte sê. Dit pas so mooi by die wegspring van hierdie reeks, en as jy nog nie daai preek gekyk het, jy gaan kyk dit asseblief. Week 1 het ons juist gepraat oor dat daar is 'n oorlog wat woed elke dag in ons elke dag lewe, en in die normale verloop van alles is daar hierdie oorlog wat uit is vir ons hart en ons gedagtes en ons lewens. En as ons net elke keer dit aantrek in die oomblik om te sê ons gaan nou oorlog voer, dan mis jy die minuut voor dit wat jy in die oorlog verwoed was. En dis juis wanneer jy platgeslaan word in die oorlog, want jy moet altyd die wapenrusting dra. Dis is om te sê, as ek nou gaan my toewy aan die Here, ek is nie nou gaan ek 'n spesifieke, dit is 'n gebed is nie 'n spesiale oomblik eenmal in elke 3 weke, ek voel nou, ek moet nou weer bid nie, dis hoe ek leef. En ek het spesifieke, gereelde, gedissiplineerde gebedstye. So ek dink, as jy nou weer na die gedeelte oor die wapenrusting kyk, dan kom jy agter, maar wag 'n bietjie, hierdie praat nie van 'n besondere, unieke ding heeltemal los van my lewe, los van die res van my toewyding nie. Eintlik is hierdie my toewyding. Byvoorbeeld, kom ons vat nou die goed waaroor ons gepraat het, die gordel van die waarheid. Op ander plekke gebruik hy nou nie, wanneer hy van waarheid praat, die Nuwe Testament, noodwendig daardie 'n metafoor nie, in die konteks van oorlogvoering nie. In 1 Korintiërs 13 vers 8 sê Paulus byvoorbeeld, ons kan niks teen die waarheid doen nie, maar net vir die waarheid. En dan sê hy in 'n basiese ding, jou hele lewe moet so wees, dat jy altyd saam met die waarheid wandel. Jy kan nooit die waarheid verander nie. Daar's die oorlogvoer metafoor weg. Daar praat hy net van 'n lewe in waarheid. En dan pas dit nou weer in so mooi by wat Paulus daar sit, en dan kyk hy na die wapenrusting van hierdie soldaat. Hy sê, okay, maar die een ding wat eintlik alles bymekaar hou, is die waarheid. Dit is as daai ding begin vaag raak, dan val al die ander goed af. Kom ek gee hom dan die gordel. Ja. Want hy hou alles bymekaar. Wat geregtigheid sonder waarheid is nie geregtigheid nie. Ja. So hy vat nie in die ek het nog nooit oor die oorlog gepraat nie, ek beter dit doen, jy weet, voordat ek doodgaan, maar die mense dan weet van oorlogvoering. Nee, hy sê wat hy aanhoudend oral sê.
En hy sê wat Jesus ook gesê het, byvoorbeeld oor waarheid, julle sal die waarheid ken, die waarheid sal julle vrymaak. En net voor dit sê hy, as julle in my woord bly, daar is hy nou weer by die swaard. Maar hy praat nie daarvan 'n swaard nie. So, om nou bloot omdat dit in die oorlog metafoor te sit, dit een kant te sit, nou tel ek die swaard op. Satan, nou beveg ek jou met die swaard. Dit is 'n baie naïewe, magiese, primitiewe manier om nou oor die waarheid te dink. Dat ek nou op 'n besondere, spesifieke oomblik, nou skielik, het ek nou weer die waarheid aangetrek. Dit strook nie met die res van die Bybel nie. Kom ons gaan na die borsblad van geregtigheid waaroor jy so goed gepraat het, Gerard. In Romeine 5 sê hy, ja, ons is op grond, vers 1, ons is op grond van die geloof geregverdig. As ek aan Jesus vashou, dan het ek sy geregtigheid. Maar daar praat hy nie van 'n oorlog nie. Hy praat van hoe jy in Christus moet bly glo. Net hy kan jou die hele tyd geregtigheid gee. In Filippense 4 koppel hy weer geregtigheid of regverdigheid, wat dieselfde woord as daar is, as iets waaraan jy die hele tyd moet dink. Daar praat hy nou weer van jou denke, nie van 'n oorlog nie. Sê onthou, alles wat regverdig is, selfde woord as waaroor jy gepraat het, dink daaraan. Dink oor 'n geregtige lewe. Is dit reg wat ek doen? So om dit skielik nou daar uit te haal, ja, ek is klaar aangetrek met hierdie, ek dink altyd, wat is reg? Wat is die regte ding? Christus moet my help om reg te leef. Ek kan nie voor God reg staan, as hy my nie help nie. Ook vandag, elke dag, in hierdie gesprek. Ek bær nie daardie aspek van my toewyding vir daardie besondere dag van geveg nie. Die skoene vir die bereidwilligheid van die evangelie van vrede. In Romeine 12 sê Paulus, daar koppel hy dit aan verhoudings, jy moet met alle mense in vrede leef. Romeine 12 vers 18, as dit moontlik is, sorg dat jy vrede met mense het. Natuurlik, want hoe anders kan jy dan vir hulle van die evangelie vertel, as jy nie vrede met hulle het nie. So is weer eens daardie, in Matteus 5 sê Jesus, salig is die vredemakers. Ek gaan oral, ek maak vrede, ek leef met die boodskap van vrede in my, die evangelie van vrede. So oor en oor, Gerard, verbaas ek my, dat ons het vanoggend daaroor gepraat, hoe byna versigtig mens is, om nou 'n reeks oor die wapenrusting aan te pak, weens hierdie oorbeklemtoning van hierdie besondere, kragtige ding wat jy aan die een kant moet doen. En dis juist ons doel in hierdie hele reeks, om dit so soort van te ontmitologiseer, en sê nee, Paulus praat nie van iets anders, as jou basiese wandel met die Here nie. Ons kan nou oor die res van die wapens ook gesels. Ek dink dit is presies waar daai ding vandaan kom van splitting. Ja. My geloofslewe en my geestelike oorlogslewe en my normale lewe word geskei van mekaar. Ek het nou my normale lewe, dan gaan ek kerk toe, maar dan sou ook tye van geestelike oorlogvoering. En daai splitting is verskriklik gevaarlik, want En hierdie splitting is nog meer genuanceerd. Hierdie benadering of hierdie beskouing van die wapenrusting, skei, of soos jy nou sê, die splitting, dit selfs van jou gewone gebedslewe. ja, Hierdie is nou nie gewone gebed nie. Hierdie is nou oorlogvoering. Ek gaan nou eers oorlog voer, maar dis juist wat Paulus daar probeer sê. Onthou, hierdie hele ding wat ek vir julle gesê, hierdie oorlog gebeur terwyl julle by elke geleentheid bid. Dis hoekom jy bid. Wanneer jy bid, is dit wat besig is om te gebeur. Jy kan nie dit sê, nee, ek het nou nie vandag 'n gewone gebed gebid nie. Ek het 'n oorlogsgebed gebid. Dit is nie wat hier gebeur nie. En dit gebeur selfs met daai eenvoudige gebede. Ja, natuurlik. Ek sal nooit vergeet nie, Koos, een van die mooiste gebede, ek dink ek het jare terug hier vertel, van dit, 'n tiener by my vorige gemeente, wat glad nie die Here geken het nie, en kom glad nie uit 'n huis uit, wat hy glad nie groot geword het, hy het geensins geweet hoe werk gebed nie.
En hy die een aand, ek kan nie eers alles presies onthou nie, maar ek sal die gebed in my lewe nooit vergeet nie. Hy het so begin, hy het gesê, hallo Jesus, want hy het nie geweet om te bid. En toe wonder ek, waar kom die idee vandaan dat ons op 'n sekere manier moet bid? Jy weet, maar hy bid toe en hy sê, hallo Jesus, ek weet nie wat om te sê nie, maar ek het U nodig, of ek het jou nodig, het hy gesê. En toe weet hy nie om amen te sê, okay, baie. Maar ek het so gehuil, daai gebed dit was die rouste, ek dink die hele hemel het stil gestaan in daai oomblik en gesê, shh, luister daar. Dit was die mooiste gebed. En nie net die lig deel van die hemel nie, maar ook die bose geeste in die lig het sê, hoor daai gebed. Presies dit. Want dit is die gevoel wat 'n mens kry. Mens sê, ons dink baie keer as jy die regte woorde sê, in die regte formule en die regte tye, dan draai die ding meer mag. Maar is selfs in die een mees eenvoudigste gebed, daai Jesus gebed, wat Jesus Christus seun van God, genade. En die duisternis bewe. En dit is die eenvoud. So ons oorbeklemtoon baie keer die mooi, klein, in ons denke, kragtelose goed. Maak ons kleiner, want ek moet nou eers met die duiwel praat. Nee, waar in die Bybel staan dit, dat ons dit moet doen. En as ons so verder gaan met die wapenrusting, dan sien ons maar, hoorie, as hy praat van die skild van geloof, natuurlik weet ons, daar praat hy van spesifiek die tye, wanneer jy voel, ek kry baie swaar. Dis asof daar 'n geweldige stryd in my lewe is. Maar dan, op ander plekke, sê hy die Hebreërs 11 vers 1, die wonderlike klassieke definisie van Hebreërs oor geloof, is 'n vaste vertroue. So hy praat hier van vuurige pyle nie, maar hy sê presies dieselfde ding, ek bly God vas vertrou vir dinge waarvoor ek hoop en nog nie sien nie. Ek is oortuig, hy gaan my help. Dis die oorlog, wanneer dit moeilik is, Here, ek hou vas aan U. En natuurlik ook die skild van die geloof, daar die eerste oorgawe. Geloof kom deur die prediking wat gehoor word, en die prediking wat gehoor word is deur die woord van God. Die eerste keer toe iemand hoor, Jesus red en hy dit aangeneem het hy oorlog gevoer, hy het die skild aangetrek, al het hy nie gesê, kyk nou nie. So is metaforiese taal vir die basiese pilare van Christenskap. In 1 Petrus 6 sê hy byvoorbeeld, daaroor verheug julle, al moet julle nou as dit nodig is vir 'n kort ruk bedroef wees onder allerhande beproewinge. Hier praat Petrus van hoe die lewe is. Daar's altyd vuurige pyle. Die doel hiervan is dat julle geloof, wat kosbaarder is as verganklike goud, deur vuur gelouter sal word. Hy praat van een aspek as jy God vertrou, wanneer die bose jou wil vernietig, is dat jou karakter word gevorm as jy hierdie skild bly vashou. Maar hy praat glad nie van die skild hierdie, maar is dieselfde ding. Selfde ding wat hy in 1 Petrus 5 vers 7 sê, werp al julle bekommernisse op hom. Dis die skild van geloof. Here, ek is bekommerd, hier's goed wat skeef loop, het voel asof hierdie pyle op my neer, ek kom na U toe. Maar dis nie in die metafoor van oorlog gesit nie, dis maar net in die metafoor, nie eers in die metafoor nie, bloot in die taal van toewyding. Miskien is daar 'n effens van 'n metafoor, gooi iets, maar dit sê eintlik maar net wat Jesus in Matteus 11 sê, kom na my toe, as jy vermoeid en belas is. Glo my, ek sal jou rus gee. Ek sal daardie pyle vir jou kan uitblus. En so, ek dink as die groepe nou as ons sirkels los van die wapenrusting, ander skrifte kan soek, selfs die wat ons vir hulle gee, maar wat dieselfde ding sê, maar nie in die konteks of in die metafoor van 'n oorlog nie. Soos byvoorbeeld die helm van saligheid
Paulus het na die kop gekyk, is dan belangrik hoe ons dink. In Tessalonisense 5, nou meng hy amper sy metafoor, hy sê, maar ons wat aan die dag behoort, sê hy in vers 8, moet nugter wees, toegerus met die borsplaat van geloof en liefde. Hy sê, net vertrou nie, met lief hê ook. Maar nou is daar skielik 'n nuwe metafoor, né? Hy meng hulle. En die helm op die hoop op saligheid. So, die helm daar is 'n hoop. Soos oor en oor sê hy, hoor jy, vertel jouself net in jou gedagtes, God in die toekoms, jy gaan nie deur die toorn getref word. Die volgende vers sê, God het ons nie bestem vir toorn nie, maar daar gaan verlossing kom. Maar in Romeine 8 het hy dieselfde ding oor hoop, maar los van die metafoor. Nou beteken dit nie die Romeine 8 vers is nie die oorlogvers nie. Dit is dieselfde oorlog. Ons is gered in hoop. Maar hoop wat gesien word is nie hoop nie. Maar ons hoop op wat ons nie sien nie. Dis die helm. Maar hy praat nie van die helm, hy praat ook nie van 'n oorlog nie. Hy praat maar net van jou gewone manier, van jou gewone geloofsbeskouing. Here, ek het 'n hoop in die toekoms. En laastens, die swaard van die Gees. Dis nie 'n spesifieke oomblik nie, hy praat eintlik van jou lewe met die woord, waarvan Hebreërs 4 sê, die woord is lewend, hy's kragtig, hy sny. Psalm 119, die woord is vir my 'n lamp, daar is hy nie 'n swaard nie, maar hy wys my die pad. Oor en oor kan 'n mens nou sulke skrifte, 2 Timoteus 3, sê vir Timoteus, die hele skrif is ingegee en nuttig tot lering. Nou is lering dan nou nie oorlog nie. Nee, dis dieselfde oorlog. Elke keer as ek toelaat dat iemand die skrif vir my oopmaak, dis die pad van my geloof, waarvan Paulus praat. En so ons in vandag se Selawie wil eintlik die sirkels vra, gaan terug na Efesiërs 6 toe, maar los heeltemal die oorlog aspekte. Kyk, as hy sê van die helm van verlossing, wat glo jy oor verlossing? Het jy hoop daar? Glo jy, daar wag vir jou eendag 'n volkome verlossing? Die swaard van die Gees is die woord. Hoe is jou wandel net met die woord? Want ons wil nie hierdie ongebalanseerde klem op een metafoor die kans gee om ook in ons te doen, as ek nou regtig 'n besondere tyd van oorwinning wil hê, dan gaan ek na Efesiërs 6 toe, asof hy my towerhoofstuk is. Ja, beslis. Koos, ons het, jy het net al daai gedeelte gelees in Filippense 4, maar hierdie is vir my 'n vers wat ek al die afgelope tyd baie vir my seën. Elke oggend in die kar en sê ek vir hom, hoe belangrik dit is waarop ons gedagtes rig. En daai Filippense 4 vers 8, verder broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, ek hoor daai lieflik, ja, lieflike dinge, alles wat lofwaardig is, watter deeg en watter lofwaardige saak daar ook mag wees, dink oor hierdie dinge na. Dit is die dinge wat in ons gedagtes moet leef. Maar dit beteken nie ons beweeg weg en maak die oorlog minder nie, maar dit is die dinge wat ons help om hierdie oorlog deur te kom, nie om te fokus op die negativiteit van die oorlog en die boosheid van die oorlog nie, maar oor die wonderlike, die lieflike, die mooi van die lewe, want daarin lê ons krag. En ongelukkig in vandag se samelewing word hierdie dinge soos liefde en hierdie lieflike dinge word gesien as kragteloos, dis mushy, maar en hierdie dinge is die dinge wat saak maak, jy weet, ons moet die swaard vat, jy weet, maar ons mis die metafoor van die woord wat sê, die krag lê eintlik in buig, in stil. Ja, dis 'n paradoks, nee? Groot, jy veg, ja. Jy beveg jou vyand, nie deur met hom besig te wees nie, maar deur met jou heer met jou vriend besig te wees.
Ja, en ek het al met baie mense te doen gehad, jy weet wat met geestelike oorlogvoering meer te doen het met die duisternis en besig is om die duisternis te leer ken en dan sal hulle die bewoording gebruik van know your enemy, maar nee, wag. Ek hoef nie my vyand te ken nie. Ek weet wat die skrif van hom sê en ek weet wie my God is. En ek is met sy planne nie onbekend nie, maar ek het nie met hom as persoon te doen nie. Ons het Vrydag by die mannegroep het hulle met een van die manne gesê, en dit het my nogal getref toe hy het gesê, toe praat hy van, die Bybel beskryf die duiwel as 'n brullende leeu, en onmiddellik kom die prentjie by op van 'n, weet jy, die vreesaanjaende magtige ding. Nou, 'n leeu en 'n brullende leeu is 'n magtige ding. Hy kan jou doodmaak, hy kan jou verslind, maar die brullende leeu is nie die een wat jou eet nie. Hy is die ene wat daar ver jou aandag aftrek van die een wat jou gaan opvreet. So hy is die bekende een. Hy is die een wat ons ken sy. Die brullende leeu is nie die gevaarlike een nie, want hy trek jou aandag af. Die leeu wat stil hier agter jou inkruip, die wyfie. So terwyl die leeu daar brul, kom die wyfie en sy vreet jou op. En dis wat die bose wil doen. Hy wil ons aandag aftrek van die dinge waarmee ons moet besig wees. Ons moet ons gedagtes hier hou en nie op sy bril nie. Want dit is hoe ons hierdie oorlog gaan Ek dink 'n laaste aspek wat ek wil uitlig, Gerard, as ons die skrif so verkeerd hanteer, soos wat ons nou vandag sê, die wapenrusting is nou vir daai besondere kragtige oomblik. Nou het ek daai wapenrusting gebed. Is dat dan word daardie soort gebed 'n soort van 'n noodwiel. En in baie gevalle maak ons so, ons toewyding taan, ons laat ons verhoudings vol spanning toe, daar loop redelik aggressie in die huis rond, of bitterheid, en dan ewe skielik, nou het ek die Here nodig, dan word dit soos 'n noodwiel. En miskien kan dit ook so wees, as jy daardie gedeelte so eenkant op die oorlog, die Engelse woord pedestal, sy verhewe plek, ek bære die Efesiërs 6 ding, vir daai oomblikke, wanneer die stryd nou ewig word. Nee, dis net nog 'n manier om te sê, bly elke dag toegewyd. Dit is die oorlog. Die oorlog om in die Here te bly, om nie deur daai ander brullende stem weggelok te word met my aandag nie. God is nooit in nood, hy is daar in jou nood, maar wanneer hy meer in my nood daar is, as wat hy ook daar is in my vreugdes en in my daaglikse lewe, dan het iets gebeur waarteen ons eintlik nou vandag met hierdie sê la vie waarsku. Maak jou gewone toewyding die lewensbelangrike ding van jou hele lewe. Jou hele lewe is die geveg om naby aan jou meester te bly, om elke dag met hom te praat. Elke lieflike ervaring saam met jou gesin op 'n vakansie is ook 'n oorlog wat jy wen. Hier heers liefde. Elke aspek van jou lewe, hoe jy jou stilte tyd hou, wat jy met jou liggaam doen, hoe jy eet en drink, hoe jy werk, dit is die oorlog, om hierdie oorlog eenkant te sit en sê, daar kom daai spesifieke oorlog, is om presies te doen wat Paulus nie hier doen nie. Hy vat die gewone dinge van die lewe en sê, sien jy hoe belangrik dit is om die Here te bly vertrou? Sien jy hoe belangrik dit is om in waarheid te wandel? Dis soos 'n oorlog, as jy dit nie doen nie, het jy moeilikheid. Hy praat nie van iets besonders nie, dit is iets besonders, maar die gewone ding, jou alledaagse lewe is die besonderse stryd van die lewe. Ek wonder of ek my goed uitgedruk het, ek hoop so. Jy het, ek verstaan, en ek glo ons almal doen saam. Dankie Koos, mag ons so leef, mag ons elke dag so leef, en ons gedagtes op hierdie tou. Baie dankie Koos, ek hoop jy het 'n lekker week. Ons Sondag gesels ons, 'n hoed is 'n hoed vir jou kop wat die son kan blok. As ek dit reg kan onthou, ons praat van die helm van verlossing. En intussen wil ek net sê, Ignatius stuur groete, Gerard. Ek kan nie wag om volgende week te hoor hoe gaan dit met Ignatius. Hy moet net binne bly, ons hoop so. Lekker week vir jou verder, totsiens.